Lekker om in die huis van die Here te wees. Ek was soos Dawid sê, ek was bly toe hulle vir my sê dat ons gaan na die huis van die Here. Is hier nog mense wat bly is om in die huis van die Here te wees? Amen. Ek is so bly om saam met u in die plek te wees om die naam van die Here groot te kan maak, want ons weet dat die woord sê van 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Amen. Sê dit maar een lang so die Here is nie saam met jou vanmôre. Halleluja. Kom ons gaan staan, ons gaan ook maar by die seën van die Here vra hierdie oggend, sommer lekker aan die gang kom. Dit is altyd 'n voorreg en 'n eer vir ons om so by mekaar te kan wees en die naam van die Here groot te maak. Ek wil broer Dave vra, broer Dave, sal jy vir ons ook maak vanmôre as op die broer. Mooi. Dankie my broer. Kom en sê die woord. Vader, wat 'n voorreg om so in die teenwoordigheid te wees. Yes. Vader, hoe 'n voorreg is om ons nie vanmôre Baie dankie. omdat U ons uitverkies het. Ja. Om die teenwoordigheid te wees. Dis waar. Vader, daar is so baie ander wat graag hier wil wees, Ja. maar wees om omstandighede So. kan hulle nie wees. Dit is waar. Daarom wil ons dan vanmôre as 'n broer en 'n suster vir hulle kom instaan en ons die plek kom vul vir hulle. En dan wil ons vir U vra dat U genade vir hulle genoeg is. Vader, ons bid vir elke aktiwiteit in hierdie oggend. Ons bid Here Jesus dat ons voor U sal staan met ons lofprysing en ons aanbidding, dat dit nie 'n dogma sal wees, Ja. maar dat dit in die diepte van ons hart sal wees. Omdat ons U baie graag bedien en U baie graag wys. Omdat U vir ons 'n goeie Vader is. Omdat U vir ons seën. Here Jesus, omdat U vir ons in die blessing gee. Kom ons vanmôre en ons sê vir U baie dankie vir hierdie voorreg. En ons knieë voor U aanbuig. En ons bid U voor al die lof en al die eer en al die aanbidding. Yes, dankie Here. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. Dankie broer Dave. Baie dankie. Draai so 'n bietjie om nie. Sit iemand se hand met nog nie geskit en jy sê net welkom in die huis van die Here. Halleluja. Sê net welkom, welkom, welkom. So bly jy net sit vanoggend in die huis van die Here en as ons ons vier plek en dit is in sy teenwoordigheid. Halleluja. Halleluja. Is jy gereed om die naam van die Here groot te maak? Amen. Kom met 'n verwagting vanmôre. As jy kom met 'n verwagting sal jy ontvang. Amen. Ons sê dit altyd, want ek moet gereed wees, né? Die woord sê vir my, hy sê die woord het geen ingang in hulle gevind nie. Hoekom? Hoekom? Hy sê want hulle het geredeneer. En hulle harte was verhard. So ek en jy moet ons harte oopmaak om die woord te kan ontvang. As ek nie oopmaak nie, gaan die woord nie inkom nie. Amen. So prepare your heart. Misschien, ons gaan vanoggend saai in die werk van die Here. Dis altyd 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. En ons diakens vra dat ons help om na vore te kom terwyl ons kom saai in die werk van die Here vanmôre. Dis altyd 'n groot voorreg. Die woord sê vir ons, hy sê net wat jy saai, sal jy maak. Amen. Ons bid baie keer vir finansiële deurbraak. Saad in die grond veroorsaak oes. Amen. So ek het nodig om te saai, want wanneer ek saai, kan ek God herinner daaraan en sê maar ek het saad in die grond. Amen. Want my vertroue is in die Here wat hemel en aarde geskaap het. Amen. Close it vanmôre.
Nee, my saak, sien hy saak. En gaan praat met Timothy vir ons saak seën vanmôre. Dankie vir Timothy. Our Heavenly Father, we come before you, Lord God, and we just want to thank you this morning. Lord, we thank you for this opportunity that we can sow, Lord God. Yes. Lord, I pray that you will lead the seed, Lord God. Lord, that we will have a growth spurt in the mighty name of Jesus, Lord. And as we give our seed identity in the mighty name of Jesus, Lord, Yes. Lord, we thank you. Lord, I pray that the way in which we also sow, Lord God, shall be from a good heart in the mighty name of Jesus. Bless the seed and multiply it in the mighty name of Jesus. We glorify you and we thank you. Amen. 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 Father, dankie vir die voorreg om te staan. Welcome daar op Facebook. Welcome. May God bless you. Enjoy the service with us. Please share with your friends and your family. God's going to touch in your home. I believe it. He's still the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Doos sy naam. Ek gaan weer daar, ek gaan nie loop. Hey!
Here, hoekom? Want aan die kruis. Hou aan. Dis nie om ons op te bring. Dis nie om ons op ere bring. Want aan die kruis het hy die vyand uitgedoen. Halleluja. Hy het die doderyk oorwin. Come on. Dis die kinders van die Here wat hy is geworden. Die is opgeleer. Die oorwinning is behaal. Die is gedoen. Halleluja. Prijs die grote naam. Bring hom hou
the whole nation. Through a place where there was no road. Ja, een hele nasie. Kom op. Ek kan nie wat weet as jy kan. Ek kan die hele volk wat die Here seën. Kom op. I hear God's opening the door for somebody in this place.
donker wolken, ik zie het diep donker. En je voelt hij storm is daar. Maar ik zie vanochtend iets raar. Ik zie vanochtend dat die Heer komt op ons bij de storm is voorbij. Ik zie wolken weggelegd. Maar het is seconde. Maar die zonstraal hier komt. En het slaan je op de nacht van deze. Yeah.
Hallelujah. Thank you, Father. We say thank you. Thank you for your presence. Thank you for your yoke-destroying power. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for setting captives free. Thank you, Lord. Thank you for breaking bondages. Thank you. Thank you, Lord. We give you the glory and the honor and the praise. For there's no one like you. There's no one like you. Hallelujah. Your light shines. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. We celebrate God. Die Here weet dat ons ervaring deurgaan. En hy is hier vir jou vanoggend. En jy moet weet, hy is hier om jou oorwinning te gee. Want jy kan kyk. God kan nooit op jou forceer nie. You gotta receive it. When you receive it, God will do the rest. And you gotta take the step. Jy moet die stap neem. Ek kom in gepaard goed God is. Hier is hy van mense wat dit ongelukkig is vir die wêreld voortmaak is. Daar's mense wat ek ken wat hulle eie maatskappy opgemaak het, prokureursfirma. En hulle advertise to for junior position, entry level, fireman salaris. Maar ek is so donker en bitter in die plek wat nou weinig is. En ek vra vir hulle, wat is die salaris? Want ek sal 'n plan maak om net hierdie maand te kom en ek moet uitkom waar ek is. En sy kontak my toe en sy sê teen het om die posisie oop te maak vir my, nie dat hulle net al die finansies kyk en hulle sal terugkom na my toe. 3 weke sal ek oor niks en ek hou vas aan die oop. Nou my kantoor lyk asof jy 'n kind 'n keisiebak het gegee en ons oliekolle op die mure, want dis hoe my kantoor gesalf is en elke dag bitter. En ek kry toe antwoord Woensdag dat hulle die posisie opgeskuif na senior posisie toe en R2,000 meer as wat ek nou kry. Martha Maria het na 4 dae gesê vir Jesus opdaag. Here, as hy hier was, sou hy nie gesterf het. Maar hy is dood, hy is 4 dae in die graf. Hy situasie van jou, jy dink dan, hy is ook al 4 dae of meer in die graf. But I'm here to declare this morning that God's opening up. Hallelujah. Amen. God is good. Hallelujah. Amen. Ek wil ook net vir julle sê dat dit is net genade vanmôre. Amen. Goedemorgen. Ik dank de Heer vanmorgen. Zelfs die langere dan ik vanmorgen vrijdag dag. Woensdag is ook nog zo mooi. Ik zit om die van vrijdag aan dat pijn die oog en die oog is mijn bloed rooi. En dit vanochtend kon ik mijn oog opmaken. Ik moest die hele oog opmaken en die toemaken. De pijn is vreselijk. Maar vanmorgen de pastoor van mijn bed van die andere opleiding. Toen dat daar persoon aan klaar is, dus ik ben zo weg. Loop die naam. Die Here is goed. Hy is goed. Ons moet besef dis wat hy doen. Hy is gister, vandag en tot in al die ewigheid dieselfde Jesus. Amen. Die woord sê hy het geleef. En as die skrif sê, is dieselfde dan gelees hy nog steeds. Amen. Wie wat? Hy gelees môre nog steeds. Maar hy is dieselfde Jesus.
Sê dit dan as jy dieselfde Jesus. Dieselfde Jesus. Die Jesus van daardie persoon wat nodig gehad het vir hulp op daai oomblik uitgelei het in oorwinning. Amen. Hy is dieselfde Jesus. Jy sit vanmôre hier. Ek is hier om jou te sê vanoggend, hy is dieselfde Jesus. Amen. Somebody got to hear it today. Somebody got to hear it today. Yes. Oh, realize God's talking to you. Glory. Gaan saam met my die woord van die Here na Johannes die 14de hoofstuk toe. John chapter 14. Johannes die 14de hoofstuk. Johannes die 14de hoofstuk. Sê dit net, sê amen. John chapter 14. Terwyl dat iemand sê, jy kan verantwoord. Maar hy wil van jou. Dit is my Bybel. Dit skryf die apostels en die profete vir my vir vandag. Ek glo hierdie woord wat God oor my spreek. Ek is wat dit sê ek is. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. En ek kan hê wat dit sê ek kan hê. En ek kan net sê amen. Ek wil graag vir julle lees vanmôre die woord van die Here van vers 1. Ons gaan aflees tot en met vers 6. Vers 1 tot en met vers 6. Die woord sê, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vader, ek sê net baie dankie vir hierdie woord wat ons vanmôre kan lees. Dankie dat U vanmôre weer hierdie woord tot ons spreek. Dankie dat ons vanmôre weet dat hierdie woord bring verandering in ons lewens. En ons eer U daarvoor. Ons harte is voorberei en nou is dit gereed om die woord te ontvang. Ons dank U daarvoor. Die lof en die eer en die aanbidding kom U toe. Amen. 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 Al hier is 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here. Dit kom net na Johannes 13 en in Johannes 13 is dit juist waar Jesus met die disippels praat en hy sê vir hulle, ek gaan verraai word. Hy sê hierso, iemand gaan my oorlewer. Hy verklaar vir hulle wat gaan gebeur. En hier kom Jesus in hoofstuk 14 van Johannes en hy maak hierdie kosbare stelling. Hy kom in deel met hulle want hy weet hierdie ouens is besig om bietjie mismoedig te wees en hulle is besig om deur 'n moeilike tyd te werk in hulle lewens en Jesus kom en hy bring hierdie skrif en hy sê laat julle hart nie ontstel word nie. Kom sê vir al langs jy moet jou hart nie laat ontstel word nie. Oh, die woord weer. Ek sou nou daarso sommer met 'n sleutel teken, want God gee vir jou hier 'n baie belangrike sleutel. Hy sê laat jou hart. Jy wil laat jou hart. Kom aan. Sê wie maar anders jou hart. Hoekom want die woord sê die hart moet jy bewaar. Yes. Meer as alles. Yes. Wat bewaar moet word. En hoekom? Want uit die hart uitvloei die oorspronge van die lewe. Het jy gehoor? Hy sê nog, uit die hart uitvloei die oorspronge van die lewe. So dis uit jou hart uit. So die skrif sê, laat jou hart nie ontstel word nie. Ons laat so maklik toe dat die vyand kom en ons hart omkrap. Amen. Ek sê ons laat so lekker toe. We allow the enemy to come and actually transform our ways of thinking. In
instead of sticking to the Word of God, we actually go and listen to the enemy, and our hearts get caught up in the situation. Ek is hier vanoggend om jou te sê dat selfs die disippels wat in 'n moeilike plek in hulle lewe is, waar hulle hoor, hulle leier Jesus Christus, hulle meester, hulle rabbi, dan van hulle weggeneem. Hierdie ouens is bekommerd. Maar Jesus se antwoord vir hulle situasie, en dieselfde antwoord is ook jou antwoord vanmôre. Come on, just that person next to you, it's the same answer to you as well. Want hy sê vir jou, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. En so al goed gewees het as dit daar 'n punt was, maar hy stop nie met 'n punt nie. Daar's 'n komma met die volg iets en hy sê, glo in God. Glo ook in my. Die antwoord vir ons situasie is jou geloof in die een wat beheer het oor elke situasie. Amen. Is jy 'n kind van die Here? Amen. Jesus antwoord in Johannes 11 van Martha en Maria, toe Jesus na hulle toe kom en uiteindelik ons na 4 dae opdaag en hulle met hom sê of vir hom sê, as jy hier was so Lazarus gesterf het, sê Jesus vir hulle, jy moet glo. Is die kinders van die Here vanmôre by die woord hoor? We need to hear the word of the Lord. The scripture teaches, he said unto them, you got to believe. Amen. You got to believe. I am the resurrection and the life. Yeah. Jesus kom en hy sê vir die kindjies op Martha, Maria, moenie bekommerd wees oor hoe lank hy in die graf is nie. Glo net. Sê vrou langs jou, glo net. We got to realize that God still has the answer in your situation. He's only asking one thing of you, and that is to believe. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hy vra net die bestanddeel vir jou sukses, die bestanddeel vir jou deurbraak, die bestanddeel vir jou oorwinning, maar nie saak waar jy is nie, is glo in God. Glo ook in my. Amen. Dit van hier is kosbaar. Ek en jy moet ons voet onsself sit in die voete van die disippels. Kom ons loop in hulle pad. Kom ons kyk van hulle kant af. Jesus daag op. Wat doen hy? Hy roep vir hom disippels. Wie roep my? Die ouens wat nie goed genoeg was nie. Jesus roep die ouens wat ander nie wou hê nie. Jesus loop langs die water, hy roep die vissermanne. Hy kry tollenaar, hy gaan 'n pad, hy stap 'n pad, hy roep verskillende, hy maak sy disippels bymekaar. En een van hulle is die een wat hom gaan oorgee om verraai te word. Om te sterf. En 'n ander een onder hulle is een wat hom gaan verloor. 12 disippels. Maar 2 van hulle het iets in die hart. En ek het nou die dag gesê vir julle, dit is interessant vir my die skrifgedeelte, want wanneer ek daarna kyk en daaroor dink, dan besef ek maar net weer eens, hulle is aan tafel saam met Jesus, en toe Jesus sê, een gaan my verraai, toe vra die een na die ander, is dit miskien ek hier? Met ander woorde, in elke een van hulle se harte was daar ook iets wat nie heeltemal reg was nie. Want hoekom sal jy vra as jy dan weet dit is nie jy nie? Hoekom gaan jy vra as dit miskien ek jy? Maar hier kom ons en Jesus, uit hulle wat hy gekies het, het hy een wat hom oorgee om te sterwe op die kruis van Golgotha en 'n ander een wat sê ek ken hom nie. In ons situasie, in ons omstandighede, in ons moeilike tye, verklaar Jesus Christus glo in God. Yes. Glo ook in my. Hallelujah. Amen. We will hear many reports. We are living in the end times.
We are living in the last days. En skrif sê, dit sal erger word op die aarde. Vriend, ek wil hier met my baie mooi hoor, want nooit onkant gevang word en dink dat alles gaan maanskyn en roos en die wees, maar dit gaan nie wees nie. Die woord van die Here sê, dit gaan erger word op die aarde. En dit moet gebeur. Hoor mooi, dit is sy woord, dit is my woord, en die skrif sê, dit moet gebeur. Hoekom? Want anders kan die einde nie kom. God se plan moet uitspeel. God se plan moet vir vervulling kom. Hy het reeds geprofeteer baie jare gelede en nou is hierdie boek besig om uit te rol voor ons. Ons sien dinge wat rondom ons gebeur en hier kom Jesus in die middel van jou en my storm, in die middel van ons omstandighede en hy verklaar, laat jou hart nie ontstel word nie. Amen. Jy moet langs jou beskerm jou hart. Sê jy wil nog iemand anders beskerm jou hart. Jy sien, want die hart is kosbaar vir God. Die hart is belangrik vir God, want God sê in sy woord, dit is uit die hart uit wat vloei. Goeie dinge of slegte dinge. Wat is in die hart? Jesus sê beskerm jou hart. Sy woord hier ons beskerm jou hart. Vriend, vanmorgen is ons in die plek en ek en jy moet ons hart ondersoek. Jy sien, die woord sê, hy is 'n kenner van harte. Halleluja. Amen. Is jy nog nie saam? He knows the intent. That's what the English translation tells us. He knows the intent of your heart. Die motiewe van jou hart. Hy ken dit. Hy weet hoekom ek en jy vanoggend in die huis van die Here is. Hy weet of ons hier is om te aanbid in die gees en in waarheid en of ons net ingeklok het om nog 'n diens onder ons bel te kry. Hy weet vanmôre wat ons gedagtes is, maar in hierdie situasie, in moeilike omstandighede, in 'n tyd wat jy voel dat jy wil jou handdoek ingooi, sê Jesus vir jou, laat jou hart nie ontstel word nie. Amen. Glo in God, glo ook in my. Martha, moenie bekommerd wees nie. Jy is besorg oor baie dinge. Jy is besig, Martha. Jy praat met hom en sê, kom help. Ek kan nie. Sy sê, los aan. Sy goeie deel. Wat is die deel? Die deel om na die woord te luister. Amen. Oh. Laat jou hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Yes. Amen. Hy sê, hy gaan verder in hierdie woord en hy bring dit vir ons na vore en hy wil hê dat ek en jy moet verstaan dat terwyl die wêreld rondom ons skud en dinge rondom ons gebeur, dat ons oë nie van ons sal afhaal nie, maar gefokus sal bly en nie toelaat dat ons hart gegryp word. Jy waar ons onsself vind. Don't let the enemy grab your heart. Staan vas in die Here. Ek wil hier mooi hoor hoe die Here vanmôre met jou praat en ek wil hê jy moet besef vanoggend, hy wil hê jy moet nie toelaat dat vrees jou gryp nie, want vrees werk teen jou geloof. Vrees glo dat iets anders is groter as wat my God is. Ek wil moet hoor vanmôre God praat met jou en my en hy sê vir jou, don't allow fear to grab a hold of your heart. Believe in me. Believe in God, but believe also in me. En hy gaan verder. Hy gee vir iets anders. Hy sê nie, moenie worry nie, in hierdie lewe ek gaan vir julle uitsort, ek gaan vir julle mooi huis gee, ek gaan vir jou mooi kar gee, ek gaan al jou storm stil maak nie. En inteendeel, Jesus vertel in hierdie storie, hy sê, dat jou hart nie ontstel word, jy glo in God, glo ook in my. Hy sê, want ek wil vir jou sê, in die huis van my Vader, is al my wonings.
En kyk, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. Amen. Is dit nie kosbaar om te hoor nie dat ek en jy vandag in hierdie plek we can realize that even in the midst of our storms, we still can have a promise of a place. Come on, somebody's got to hear me today. We've got a promise of a place to go when this world will come to an end. I'm so happy to declare today that He prepared a place. He prepared. Hy het pad voorberei vir elkeen van ons. Hy het 'n woonplek voorberei vir elkeen van ons. En wat hy vra is dat ek en jy sal kom en sal weet waar hy is. Die woord sê, hy sê ek gaan hom 'n plek vir julle te berei. Ek gaan dit gereed maak. Hy sê ek gaan as ek dit gedoen het, kom ek weer terug en ek gaan julle neem na waar ek is. Ek en jy het 'n belofte, sê maar dan sou jy kan promise. Herinner net so ou liedjie vroeër jare wat ons gesing het. This world is not my home. I'm just in passing through. Amen. This world is not my home. Ek en jy moet weet van dit. Ek en jy is 'n pelgrimsreiziger. Ons is nie hier om te bly nie. Amen. Ons is hier om gereed te maak om te gaan. Ons is hier om te stap op hierdie pad en ek is so dankbaar vir daardie groep evangelisasie manne en vroue wat gistermiddag uitgegaan het en daar by 'n krabbelplek daar wat se Venterstraat gegaan het om 'n ywerige aksie te doen. Om daar te staan en met mense te deel, om terwyl motors rondry en verander te wys ek is skaam oor Jesus nie, en dan binne hande op te lig en te sê daar is iets belangriker as my gemak by die huis, daar is iets belangriker, want daar kom iemand eendag en ek kan sê, ek het deel daaraan gehad om iemand se lewe te kon red en die saligheid te verhoog. Halleluja, die wedding prepared a place for you, but not just for you, for everyone that believes. Yes. En hier is Jesus, en Jesus praat, en Jesus sê, moenie dat jou hart ontstel word, jy glo in God, glo ek in my, ek gaan om 'n plek vir julle te berei, en as ek dit gedoen het, kom ek weer, ek sal julle neem na waar ek is. Jy sien, hier is net 'n hoop, soos baie sal sê, die pie in the sky. Jy sien, dis die realiteit. Dis iets wat ek en jy moet verstaan, dat die geestelike is meer eg as die fisiese. Ek en jy moet verstaan, ons het 'n liggaam nodig om op hierdie aarde te wees. En daarom het God jou een gegee, maar jou gees was voor jou liggaam. Amen. Met my kind van die Here. We got to realize today that He is ready to come back. Ons het gereed wees. Hy het hierso 'n belangrike boodskap vir jou en my. Hy sê hier is 'n belofte van 'n ewige hoop, 'n belofte dat ek kom weer, 'n belofte dat ek en jy verseker kan wees in hierdie tafel waar ons deel gaan hê, dat hy kom terug en hy gaan ons neem na waar hy is. Yes. Amen. Waar is hy? Jesus. Hy is in die hemel. Hoe weet ek dit? Sy disippels het aanskou toe hy opvaar. Toe hy opgeneem word in die hemel. Sy disippels het gestaan en kyk, hoe gaan hy van hulle weg en met eens is daar 'n engel en hy sê, wat staar julle so? Ek het jy 'n sekerheid van ooggetuies wat verklaar, hy's opgeneem. En net soos hy gegaan het, kom hy weer. Oh, hallelujah! We want to hope that He has prepared a place for us and He will come back to take us with Him. Woo, glory! Glory! Moenie gemaklik raak op die aarde. Moenie jou vasmaak in jou aardse goed nie. As jy hemel toe gaan, gaan dit nie saam nie. Wie gaan saam met jou hemel toe? Daai siel. Daai siel wat jy vertel het van Jesus, daai siel wat besluit neem om hom aan te neem en hom in sy lewe in
te nooi en die pad saam te stap. En jy wat vat jy saam met jou? Jy kan jou kinders saamvat as jy van Jesus vertel. Jy kan jy saamvat elke een wat jou op jou pad kry en kan sê, hey, Jesus het jou lief. Hallelujah. But I'm here to tell you today, your earthly possessions will stay behind. Ek kan nie hulle nie saamvat. Daar is nie soveel bekennis aan die graf toe. Right mens. Jy sê ek kan begrawe in my moeder. Daar is soveel verskillende versoeke. Man praat met die vrou, hy sê vrou. As ek sterf, maak 'n belofte. Jy gaan my geld in die kus saam. Heb iemand zoiets je ernstig? Ja. Ik had gewerkt in die geld en toen laat ik aan mijn geld besteden. Nou zie ik eerst eigenlijk man is zo makkelijk. Die dag dat ze sterven, waar ben ik gestaan? Waarom je grond in de stad zei je dit het wil met je? Ze vat zo ver en ze trekt om aan beneden. Ze maakt hem toe. Dat was zak in me. Ander wat gehoor wat ek gevra het, kom nou, sê jy weg. Ja, kom en check net geskryf. He's not going to heaven. Die skrif sê dat jy na in die wêreld ingekom. Yes. Jy moet dit weet vandag. Yes, Lord. Dis nie hy snoep wat jy aan het. Wanneer jy die plan pyjamas sit. Jesus. Ja. Jesus. Wat saak maak. Wat belangrik gaan wees. Het jy sy wit kleed moet getrek. Jesus. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed with the blood of the Lamb? Dis wat ons saak maak kind van die Here. En hier staan Jesus en hy is besig om dit te deel nadat hy vir hulle 'n slegte nuus gegee het, 'n tyding gegee het en gesê iemand hier gaan my verraai, iemand gaan my oorgee om doodgemaak te word. En hy deel met hulle sê maar moenie dat jou hart ontstel word. Nee, ek sê moenie toelaat dat jou hart ontstel nie. Hoor mooi, glo in God. Glo in my. Ek gaan op julle plek word. En die huis van my Vader het baie gewins. Ek gaan op julle plek berei. As dit so was, so veel gesê het. Maar as ek gaan kom met weer. Glory, ek sien hy daarna. Ek weet nie van jou nie, maar ek sien hy daarna. Ek sien hy daarna. Ek sien hy daarna. Nee, ek gaan dit nie verby, ek gaan dit nie deur. Ek wag vir daai oomblik wat die bassein gaan blaas, die hemel gaan oopskeer en Jesus self gaan neerdaal met die geroep van 'n aardsengel en stem. Die stem van 'n aardsengel, die klank van die bassein van God. En hy neerdaal en hy kom nie sy voet op die aarde sit nie, hy is op hy wolk en hy roep jou en my. Na hom toe. En 'n oomblik en 'n oomblik. Dis vir my. Jy is gereed wat hy. Hierdie aarde is nie jou finale stop nie. Jou vyf is tydelik. Hierdie plek is 'n plek waar jy nie gewoond aan moet raak nie. Wees verseker, dit gaan verby. Sê maar langs jou spasie. En jy moet verstaan vandag dat hierdie plek is tydelik, die einde gaan kom. Hoe lank ons nog het, weet ek nie, maar dit weet ek. Dan gaan 'n dag aanbreek wat ek en jy dan nog gaan besig wees met iets anders en die bassein blaas. And we'll be out of here. Yes, hallelujah. What a day that will be.
What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Hallelujah. And if I go, I will come again and receive you unto me. En hy het versekering van sy terugkeer. Hy kom weer. Jongens, berekelijk daar maar so kyk, ek is nie seker, ek wil vir jou sê, sy woord is waar, en wat hy sê in sy woord is waar, en hy sê vir jou, ek kom weer, en as hy sê, ek kom weer, bedoel hy dit, is jy seker was vir ja, want hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en hy sê vir jou, wie hy sê dit tot eindelijk, hy sê, ek is die mens, dat is so nie. En wat God sê, dit is hoe dit sal wees. Glory is coming day. Hy gaan terugkeer. Hy gaan terugkeer op die wat aan hom behoort. Hoor daai woord is belangrik. Those that belong to him. To snatch them away. Hallelujah. Jy hoor nie gaan ondersoek, kom nie agter, dat hy woord is beteken, en in die skrif wat hy sê, hy gaan jou kom weghaal, is om iemand weg te ruk, soos jou hand die vuur weg. It's coming to snatch you away. Van wat? Van dit wat hier gaan gebeur. Ooit gaan chaos wees. Hier plek gaan die mekaar wees. Kind van die Here, ek wil vir jou sê, jy gaan besef dat wanneer het kom op daai oomblik, glory, jy sal buig en jy gaan so bly wees, want jy gaan vry wees van die wêreld en sy ellende en jy gaan vir eens en vir altyd by hom in die hemel wees. Glory, jy sê nie bly nie. Hy sê so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met die woord. Ons hoop is nie net in die hemel nie. Nie net in sy terugkeer nie. Maar dat die koning terugkom. Die koning van sy mense. Halleluja. Glory, glory, glory. Die koning van die konings. Hy sê daar 6 vir ons, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan kom na die Vader behalwe deur my nie. Thomas, een van daardie disciples wat Jesus het kies, Thomas, die een wat ons noem ongelowige Thomas. Yes. Thomas is die een wat kom en hy sê, Here, jy sê ons ken die weg, maar ons weet nie waar jy gaan nie. Kom, as soveel mense vandag wie jy in aanraking kom wat nie weet waar hy sy lewe gaan deurbring as hierdie einde kom nie. As soveel mense wat in die kerk baie keer is, wat onseker is, as ek vandag gaan sterwe, of ek saam met hom in die hemel gaan wees. Daar is soveel mense wat onseker is en nie weet nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy hoor wat Jesus, die Seun van die lewende God verklaar. He is announcing, I am the way. I am the truth. Yes. I am the life. And no one can come to the Father except through me. Is dit vandag so kort pad na die Vader nie? Dit help nie, jy roep hom Yeshua, of jy roep hom Jehovah, of jy roep hom El Shaddai nie. There's only one door. There's only one way. There's only one entrance. And he's got a name. His name is Jesus. Savior. Redeemer. Friend. Hallelujah. En die naam, sy naam is Jesus. En as jy hom aangeneem het, sê die woord. Gee jou maar. Gives you the power. It gives you the right to be called sons of God. Oh Lord.
Ons het nou die dag net weer gelees in die Bybel, ons lees ons die Bybel deur en ek hoop jy lees nog saam met my, jy moenie agterraak hier hoor, en draas moeilik om op te vang, jy sien ons lees so 3-4 hoofstukke op 'n dag, so you gotta stick with it, maar lees saam, ons het nou die dag net weer gelees, die geslagsregister, het jy al gelees op jou geskied? Ons kom so by die plek, as ons al die name wat gelees het, is die vleeslike name in jou tong kloop, as skiet jylle wat het. Maar jy moet het om te lees. Ek het om nou die dag net weer gelees en dit is my so kosbaar as ek om lees, dan gaan hy so deur al die name en hy begin dan by Jesus en hy bring hom terug na Adam toe en wanneer hy stop by Adam, dan sê hy, Adam, Son of God. Oh, I just love that. Ek waardeer dit, dat God melding maak in sy woord en hy noem Adam, seun van God en hy sê, almal, Hy said, all that receive him gave him the power to become sons of God. Glory. Hy het jou al aangeneem. As jy hom aangeneem het jy hom die mag gegee om 'n kind van God te wees. En as jy sy kind is, kan jy verseker wees daar die dag as hy terugkom. You will not stay behind. Yes. No. When the trumpet sound and the heaven open up, he's calling you home. Hy gaan sê, kom my kind, kom eens tyd, halleluja. Amen. Glory. My kinders weet, as ons daar in 'n winkel loop, my vrou, ons almal ken dit al, as ons in 'n winkel loop, ons kan mekaar nie sien, en as ons mekaar net kry, dan vlieg ons nie. Shay. Say that. Die is er ook die van ons mekaar. Oh, glory. Jy moet die sound of the trumpet. Die klank van die bassyn van God. Oh, ek groot vir my vandag. Ek gaan weer vir my vandag. Van die trompet blaas. As hy trompet blaas, gaan jou oor en jy miskien 'n tyd. Oh, as hy trompet blaas, jou oor gaan jy miskien op kyk. This is the moment I've been waiting for. Oh, this is the way. Oh, glory. My wait is over. I'm going home. Glory. Ek het al daar hierdie van jou gekry. Wat jy sê vandag maak jou gereed. Want ek kan enige oomblik wees. Ek kan self weer by jou kom. Oh, I'm back. Oh my God. I am the way. Hy sê ek is die weg. Ek is nie 'n weg. Ek is die weg. Met ander woorde, 'n spesifieke weg, wat jy vat na 'n spesifieke plek. Sonder hom gaan jy nie daarheen kom nie. Hy is nie die rigting nie. Hy is nie die rigtinggewer nie. Hy is die een wat jou bring na die Vader. Sonder hom kan jy nie daarheen kom nie. Sonder hom is ek en jy verlore. Sonder hom sal ons dit mis. Maar weer vandag, hy weet sê, my soul knows very well. My siel weet verseker. Oh, weet nie verseker vanmôre in hierdie plek. Ek wil vir jou hoop gee vanmôre. Moenie net dink hierdie aarde is al wat daar is nie. Moenie dink hierdie is waarvoor jy leef nie. Hierdie is tydelik. Hierdie is aan die verbygaan. Jy hoef net rondom jou te kyk en jy sien hoe goed sterf. Spreek sê, ja, is 'n tyd vir alles. Tyd om te bloei, te word, 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te lag en 'n tyd om te huil. Come on. Hy gee jou 'n tyd vir alles. Jongvrou, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Jou kry nie antwoord. Jongvrou die vraag. Maar baie jare later kom maar 'n man met die naam van Jesus Christus, die seun van die lewende God, die weg, die waarheid, die lewe. En hy verklaar vir Martha en Maria, Martha, as jy glo, al het jy gesterwe, sal jy lewe. Halleluja. Nog 'n vraag.
Jesus was gekom regtig en duidelik en sê, ja, jy sal weer lewe. Dis die slotval. Hierdie is die waar alles gaan. Ek en jy is op pad ergens. Ons bestemming. Die woord verklaar, dat kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. O, dankie daarvoor, Vader. Ek loof U daarvoor. Ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar. Jesus spreek met hierdie disippels van hom en hy bring vir hulle hoop. Hy sê, hoor hierso, moenie laat jou hart ontsterk nie. Hier sit jy vandag. Hoeveel keer laat ons toe dat ons hart ontstel word? Die dinge wat ons ervaar. It's only temporary. This is temporary. Every storm has got a beginning and it's got an end. Yes. It's only temporary. Maar wat hierna kom, dis ewig. En die vraag is, waar gaan ek dit deurbring? Gaan ek dit deurbring ewig saam met God? Of gaan ek dit deurbring op 'n plek ewig sonder God? Dis 'n belangrike vraag. Jy sien my vriend, ek en jy moet verstaan, want lewe is hy, en sonder hom is daar geen lewe nie. Ek wil jy moet weet, hy gee vir ons 'n vrede wat teenwoordig is nou in jou lewe. Ek wag nie vir eendag vir vrede nie. Ek het nou vrede. Ek het nou hoop. Ek weet ek het klare plek in die hemel. Is nie iemand wat dit hoor vanmôre. Ek wag nie nie. Ek weet my plek is uitgeskit. Halleluja. Ek weet vanmôre, hy kom terug met 'n fisiese koms. Ek weet, ek gaan saam met hom, gaan die saam Kanaan toe. Halleluja. Ek wil vir jou sê, hy is die volmaakte weg. Hy is die ingang tot by die Vader, but you gotta grab a hold and not allow your heart to be troubled. Halleluja. Waarom is hulle so besorg? Waarom is hulle so angstig? Waarom is hulle so bevrees? Hoeveel keer kom Jesus en hy sê, moenie bevrees wees nie. Jesus kom en hy sê, moenie dat die storm jou 'n storm binne jou veroorsaak as die storm opstaan. Jesus sê, glo in my. Glo in my. Glo in God. Glo in my. En as jy geloof in hom het, as jy ook geloof in hom sit, as jy geloof het in die naam wat is bo elke ander naam, is ek hier vandag om te verklaar, weet, wanneer hy kom, gaan jy huis toe, saam met my. Halleluja. Hy liet sê, kyk maar uit vir my. Ek sal haar wees. Amen. Het jy sekerheid vir hom in jou hart? Is jy vanmôre in die plek 100% seker, as jy nou in hierdie plek, terwyl jy diens aan is, jou oë toemaak, dat jy sien. Niemand wat chaos wees, iemand mag daar onhartig is. Die is dood. When you're in Christ Jesus, when you close your eyes, you open them. Oh, this world is not my home. Never. Hy het dit sê, jy hoor dat ek is so lief vir die say, I'm homesick. I've never been this homesick before. Hallelujah. See the bright light shine just about home now. I can see my Father standing by the door. This world's full of goodness. I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this moment secret before. I read from you. Maar hier aanvang en kyk alle meer reis toe. Halleluja. En van jou nie, maar hier hart sê, kom Jesus, kom hier hart sê, Maranatha! Maranatha! Kom Jesus. Halleluja. It's time. Die woord sê ek net om verwag.
vandag, in jou mismoedigheid, in jou omstandighede, weet dit. It's passing by. And He will never leave you, and He will never forsake you, for He is with you until the end. Hallelujah. Maar die toelaat dat jou hart onszelf word. Die sê vir haar langs jou, beskerm jou hart. Sê vir haar langs jou, hou jou fokus op Jesus. Hy kom weer. Vader, ek dank U vir U woord vanmôre vir my gegee om te bring. Ek het gespreek, Here, net soos wat U my gelei het en ek het my deel gedoen en nou Heilige Gees vra ek U om U deel te doen. Nou met harte te spreek en lewens aan te raak, want dit is wat U doen. U is nog steeds in die besigheid van lewens te verander. En hier is ons vandag en daar op Facebook is daar mense wat kyk en luister en wil ons vandag vir hulle bid en vra dat U vandag met ons sal stil staan en dat U vandag met ons sal ontmoet en dat U vandag met ons sal spreek en dat daar vandag 'n besluit sal neem as daar onsekerheid is om seker te maak dat ek nie sal agterbly nie, maar dat ek sal gaan saam met U wanneer U weer kom. Want glo in my. Glo in God. Glo ook in my, sê Jesus. Vader, help hulle vandag wat sukkel om te glo. U is die een met daai geloof in die hart bring. Vra nou in die naam van Jesus Christus na U toe. Trek nader na U. Dankie daarvoor. Die lof en die aanbidding kom U toe, my hart is die Here omgeprys word. En terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is en ons nou rondloop en ons kry ons plek ons sit stil. Wil jy vra, hoe staan jy saam met die Here Jesus Christus vandag? How are you standing with the Lord Jesus Christ? Have you received Him as your personal Lord and Savior? If you haven't done it, won't you take the opportunity to invite Him into your life? Don't you want to make that decision? Ek wil vir jou sê, ons weet nie hoe keer ons 'n kans gaan kry om te doen. Al wat ek weet is die oordosie is besig om verby te bring. Die deur staan nog oop, maar as die deur eers toegegaan, gaan niemand hom kan oopmaak. There is a time, there is a moment, there is a season, and it's now. What a make a decision. Don't wait. Don't allow the enemy to talk you out of Him. Moenie toelaat dat die vyand jou uit die hemel uitpraat nie. You are the one that chooses. Jy maak die keuse. Neem 'n besluit vandag. Ek hoor hoe pleit hy. Ek hoor hoe praat hy. Ek hoor hy is besig in hierdie plek. En daarop Facebook. Wil jy vandag Jesus in jou lewe innooi? As jy daai besluit vandag moet neem, gaan nie lank vra nie en hy gaan nie uitreik nie. Want hy gaan ook nie polis nie. As jy dit een keer vra, net een keer. As jy vandag Jesus in jou lewe wil innooi, wil jy net vandag jou hand opsteek as 'n teken sy pastoor, sal jy vir my dit doen. Ek wil vandag Jesus innooi in my lewe. En ek het seker een keer vra en ek het al gevra daar op Facebook gehoor. En jy is welkom ons te laat weet as jy daai besluit neem vandag. Ek sien jou hand in hierdie plek vandag nie. Dat my somebody op Facebook wil respond even later. As aan ons hier vir my. As aan ons op sy pos. Hallo, ek kan nou opsteek in die tyd terwyl ons bid. Ek kan opsteek. Ek gaan nou bid. Vader, ek dank U nou vir elkeen in hierdie plek. Ek dank U dat U kinders die woord hoor. Ek dank U vir hulle wat vandag hier is en aan sekerheid te besluit neem. Ek dank U daarvoor. Dit is een van die grootste en die beste besluite. Ek kan nog onthou daai dag toe ek daai besluit geneem het wat U in my lewe gedoen het en nog elke dag daarna doen in my lewe. Ek sê dankie. Dankie dat julle vandag trek na U toe en wil ek in hierdie oomblik vra, red hulle vir ander lewens. En daar jy sit vanmôre bid saam met my, sê dit Here Jesus, ek kom na U toe en ek erken ek is 'n sondaar. Ek vra U, vergewe my sondes. Ek glo U is die Seun van God. Ek glo U is gebore uit die maagd Maria. Ek glo U fisies gewandel op hierdie aarde. Ek glo
U het gesterwe op die kruis van Golgotha. Ek glo, U het opgestaan uit die dood en die graf is leeg. Ek glo, U het opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterkant van die Vader, van waar U weer kom. En U woord sê, as ek met my hart glo en dit met my mond die Here Jesus bely, sal ek gered wees. En daarom dank ek U dat U my nou gered het, want ek glo en ek het dit bely. Al die eer kom U toe. Van vandag af leef in my en leer my tot U. Amen. Kom gee dit vir 'n lekker hande klap. Wow! So happy. So happy for you. Die beste stap wat jy ooit in jou lewe kon doen. Die beste. Drama van die op jou, dit sal jy verstel. Hoe wonderlik Jesus is vir jou en my. Ek is seker baie van ons kan sê, pastoor, ek kan onthou wat dit was. Hey, ek sien dit daai. Oh, prys die Here. Ek het my vrou baie bly dat ek nie die ou mens is, maar 'n nuwe mens in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Kom gee dit vir hulle nog lekker aan. Watching on Facebook, if you made that decision, please let us know. We would like to pray for you, get your name on a list and intercede for you. We pray every Monday night. We pray, and we would like to pray for you as well. That God will strengthen you on this way forward as you're serving every day of your life. Amen. Kosbaar is die Here. Want dit is die boodskappe. Kom ons gaan na die afkondiging toe. Baie dankie. Is dit reg vir my? Amen. Vandag is die 6de en op die 6de verjaar Mary Adams, as ook John Ray Malema, en dan die 7de April is dit Charlotte Corrier en Andre Jordan, hulle verjaar. En die 9de is dit Joanita Kilian wat verjaar en Percy Whiteley, hey man, en Rudy Nel wat verjaar en dan die 10de Zaynel, hy's ook Zaynel wat verjaar. Die 11de is dit Erika de Lange en ons sê vir elkeen van hulle verjaar baie geluk. Is daar iemand wat ons dalk gemis het wat ook verjaar in hierdie week? Is dan van vandag af tot Saterdag. Die suster is op. Wat die dag is dit is dit? Vandag. Hey, awesome. Wow, baie geluk. Mag die Here elkeen van u wat in hierdie week verjaar, lyk dit seën, mag sy goedheid en guns jou volg elke dag van jou lewe en mag hy jou weer seën ver bo jou verwagtinge. Amen. Amen. Kom ons sing vir Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Awesome. Hier is hy denkens. Die 8 April is dit Philip en Barbara Spies se hier bly sy denken, baie geluk, sê vir ons Spies, ons sê baie geluk van 'n lyn, mag julle sommer 'n wonderlike en 'n geseënde jaar vorentoe nog hê, en mag die liefde net meer en meer blom, né? Ons vertrou die Here saam met jou. Sê gou weer kyk oor. Nou weet jy, dit is nie al die hande julle net, ja. Sondagoggend natuurlik, ons oggenddiens is vanoggend, moenie vanaand vergeet, vanaand om 5:00 kom ons weer by mekaar. Dan maak ons die naam van die groot volgende Sondag 5:00 as die Here se wil daar is, maak ons weer so en natuurlik begin ons Sondagskool ook weer volgende. Is dit reg? Ons Sondag. Is dit reg? Ja, né? Hy begin, né? Bring die kindertjies, né? Bring die kindertjies. Dinsdag, waarvoor ons met Dinsdag kom, het ons maandag natuurlik ons gebedsessie 7:00 by die kerk. Skakel, kom dit saam. Ons vertrou die Here vir groot deurbrake. God answers prayer. Ons bid net dit U. Kan jy verseker, oop my e-mail. Ons begin 7:00, ons maak 8:00 klaar. Net. Maar ons bid vir julle hier. Jy sê nie glo vandag aan 'n uur
Kom bid saam met hom. Jy gaan sê, dis jy bid vir 'n uur. Jy gaan sê, wat is dit 'n uur? Jy gaan sien. Dis nie iemand. As dit verby. En ons bid. Dinsdag is dit natuurlik evangelisasie kwart voor 7. Kom ons hier by mekaar en ons beweeg van die dag uit. Skakel in word deel van evangelisasie. Onthou, evangelisasie uitdrukkingswerk werk, siele wen, is nie die werk van 'n span nie. Elkeen wat die Here ken, is ons werk om siele te wen. Amen. Om disipelmakers te wees. The Chosen Prophetic Ministry van 6:30 tot hulle klaar is, so dit na 8 daarom. Bring hulle, as jy deel word van die span, selfs met Suster Alicia, en sy is in die, wat is die 2 Oceans vandag, is die klaar gekry? Ja. Wat is al die op Facebook, dat ek klaar gekry? Yes, ek klaar, Woensdag is natuurlijk ons hy selle, ons het verselle in verskillende areas. As jy self wil begin in jou area, praat met ons, roep by van jou opleid, ons van jou help, hardloop daai self, glo vir my, dis lekker, man, dis lekker. Dis lekker om die woord saam te leer, te bespreek en saam te groei. Ek wil moet hoor, doen dit saam, kind van die Here. Jy maak 'n impak in iemand se lewe. Donderdag het ons natuurlik ons lofdag soos die Nazarenes wat oefen, 6:30 hier by die kerk. Moenie uitrus nie en dan Vrydag begin. Ja! Die Here bly. Die Here Vrydag van 6:00 tot 8:00. Baie dankie. Vir elkeen, bring die tieners op na die huis van die Here. Moet hulle stuur, jy loop aan die draai. Bring ons kinders op, ons gaan op tieners man. Hulle weet hoe werk dit, né? Ja, dus jy kan dag gee. Net 11 April, 7:00 aand, praise and worship by Aandblom Woonstelle. By Aandblom Woonstelle. Hulle het 'n geseënde tyd gehad by, wat was dit? Dat is my gewees, nou Vrydag aand, 4 siele, hè? 4 siele. Vrydag aand, tot 3:00. Kom aan, gee vir jou se hande klaar. Ek is trots op julle, hou aan om te doen wat julle doen, julle maak 'n verskil. Leeuwgewissen, 27 April, 5:00 aand, almal is welkom, nooi hulle. En onthou dis die aanddiens. Koop uit, bring iemand saam met jou, kom ons pak die plek uit, ons geniet vir Leeuwgewissen in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Amen. En ons mannekamp, 2 tot 4 Mei, vormpies is beskikbaar agter, so die pas gevorm word, iemand het sy vorm verloor, jy het hom oppas, is belangrik, nie dat jy raak die hoor, net hoe op ander op jou naam en geld en saam, dat is die dop om te doen. Ja, pas hom mooi op, en net 600 rand, en hulle leg 'n klein wees in die teenwoordigheid van die Here, en dan hy vra, wie wat kan toe gaan, julle moet gou vir my laat weet, ek het nodig om te weet, ons kan nie met 5 gaan nie, ons moet genoeg wees om te gaan, so, praat met my, stuur vir my 'n WhatsApp, so ek gaan toe hoor, oké? En as jy jou vorm nie reg het, jou geld al reg het, jy kan dit inbetaal in die kerk se rekening met jou naam en sy mannekamp. Okay? En ons weet dan, jou is wees uitgesort. Okay. Ek sê ons, jou naam, die mannekamp. En dan natuurlijk ons lesbox, die staan op lesbox. Kom ons bring weer iets en sit iets in die lesbox, dat ons weer iemand kan bless, ons sal vir julle weet wat die datum, so jy kan nou die onbederfbare goedes bring, hè? Goed dat jy kan sê, dat jy bring dit, en natuurlijk, kom ons seën weer iemand. Amen. En ek dink daar so plek alles afkondigings. So nou, kan ons die diens afsluit nie. Ons gaan afstap, ons gaan tafel gaan. Die sondagskool, vir die 26 April, 10:00 die oggend, by Easterek aan. As die sondagskool het die hoeveelste? 26 April. 26 April, 'n Easterek aan. Hulle gaan eers soek. Jy kan self die colleg, oor donasies, fieste, extra, self die colleg, self die bier daar achter, kom ons help hulle, kom ons ondersteun hulle, en kom ons laat ons sondagschool in die kerk raad, en jy weer 'n plek en ons is baie dankie.
Door die naam van die Here. En dit was weer begin, hè. Dan het jy vergeet. Halleluja. Staan samen met my. Baie mense wonder baie keer, wie kan aan taal, wie kan julle aan die liggaam van Jesus Christus, wie kan die beter neem? Die enigste vereiste om aan die tafel deel te kan hê, is nie om in die kerk te behoort nie, maar as aan Christus te behoort. In ander woorde, as jy weergebore is, as jy Jesus in jou lewe ingenooi het, het jy die volste reg om aan tafel te wees. Die Skrif sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 11, sê die nag waarin Jesus verraai het hy die brood geneem. En nadat hy gedank het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels julle by mekaar kom tot my gedagtenis. As jy hierdie broodjie vandag in jou hand neem, kyk mooi daarna. Jy sal sien as strepe op. Jy sal sien as gaatjies daarin. Jesaja 53 sê, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Vanmorgen as jy tafel gaan, herinner jou daaraan wat Jesus gedoen het op Golgotha. Kom ons sluit ons oor. Vader, baie dankie dat ons vanmorgen aan tafel kan kom en nie net 'n broodjie eet nie, maar ons kan vandag onderskei dat dit is die liggaam. En kom ons vandag om deel te hê aan U wat die woord sê, as ons aan die tafel deel het ons deel aan U. En vandag sê ek dankie dat ons kan deel hê aan. En terwyl ons hier staan vandag en bid, wil ons onsself ondersoek. En wil ons hier vra om ons te help, Here, dat as daar iets in ons harte is, dat ons dit sal regmaak met U voordat ons neem. En dat ons nie sal toelaat dat die tafel by ons verbygaan nie. Want ons wil deel hê aan U. Here, help ons, lei ons, leer ons, rig ons, tot eer van U groot naam. Ons onderskei dat U liggaam is. En ons onderskei dat die beker is die beker van die Nuwe Testament in U bloed. En wanneer ons drink ons die bloed. En ek dank U daarvoor. Want is die bloed wat witter was dan die sneeu. Ons loof U daarvoor. Ons word herinner aan Golgotha se liefde. En ons wil nie vandag net vinnig dit doen en verbykry nie. Here, daarom is dit vandag later geskryf dat ons net vir 'n oomblik kan stop. En vir 'n oomblik kan dink oor dit wat U vir ons doen. Baie dankie daarvoor. Ons prys U groot naam. Amen. Daarna waar Jesus verraai was, het hy brood geneem. Nadat hy gedank het, het hy gepreek en het gesê, neem eet, dit is my liggaam. Wat vir jou gepreek word, doen dit so dikwels as julle by mekaar kom op my gedagtenis. En vandag hierdie broodjie neem, weet dit is sy liggaam, onderskei dit vandag en weet dit. Dis waar hy die prys betaal het. Met die beker geneem, beker van die Nuwe Testament en hy bring almal daartoe tot my gedagtenis. Jy sal ondersoek jouself. Dat jy nie op onwaardige wys aan die tafel deel het en 'n oordeel oor jouself eet en drink. Hy sê maar neem van die tafel sodat jy sal die wêreld oortrek op. Baie belangrik is dit om te staan. Vandag gaan ons deel aan die tafel. Elkeen van ons. Die belangrik.
kans toe om te aan te steek. So Lily sal kom en hier daar beteken. Wag vir mekaar, ons gaan saam neem. Wat sê wag vir mekaar? Hallelujah. Net ek kan dink wat hy vir jou gedoen het. Toe daai kruis sou gehang het, toe hy daar in pyn was, sy liggaam geskeur is, toe hy doringkroon op sy hoof gehad het, en bloed van sy liggaam afvloei. Jy weet vandag, ek en jy was onderstel om dat aan. Hy was onskuldig. Hy was sonder sonde. Dis ek en jy wat hom op die kruis vasgenaal het. Ons sondes het hom daar gehou. Dit was nie die spykers in sy hande nie. Dit was nie die voete, die spykers in sy voete. Dit was sy liefde vir jou en my. Hy daar gebly ter wille van ons. Vandaag weet wat so groot ding hy vir jou gedoen het, en vir my gedoen het. Kom maar julle. Thank you, Jesus. You are the reason he gave his life. You are the reason that he suffered and died. Ons die lichaam van die Here saam vanmorgen hier toe neem. I'm so grateful. Van die Nuwe Testament in sy bloed. Ek kom daar uit op my gedagtenis sê ons. Sy bloed was verder dan die sneeu. Oh, there is power in the cleansing blood of the Lamb.
Testament in sy bloed saam. Dankie Here Jesus vir die bloed wat gevloei. Wat er dan sneeuw. Daar is lewe in die bloed. Nou net die hand op. As hulle nie sy komedienis nou die beker wil bedien word. Die kelkies aan die kant toe stuur. Die dames daar agter gaan vinnig verby stap en gaan hom opneem by u. Die vandag na die kant toe. Nog iemand? Wil jullie onnodig misschien allemaal bedienen? Ons sê die dankie vir die Here dat so die tafel kon wees so môre, so groot voorreg. Vader, wat 'n groot voorreg vanmôre om net te kan sê dankie dat U die Seun Jesus gestuur het. Dankie dat hy op die kruis van Golgotha aan ons plek gesterf het. Dankie dat hy sonde geword het vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dankie dat jy ons sonde kon wegwas het. Dankie dat ons kinders van God genoem kan word. Dankie vir daardie volmaakte werk van Golgotha. Dankie vir genesing. Dankie vir lewe. Dankie. Ons wil die eer, ons wil die loof en prys. Daar is geen een soos U nie. Die lof en die eer en die aanbidding kom U toe, wat waardig is U die Here om geprys te word. En ons eer U totdat U kom. Dankie vir die voorreg. Gaan met ons Here as ons gebed en ons loof U. Hou ons in die honde van U hand. Beskerm ons. So ons gebed in Jesus naam. Amen. Staan nie toe laat dit is. Julle kan maar dit kyk gaan doen. So vir elke besoeker vanmôre sê baie dankie dat jy hier was. Bly jy was hierso. En kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Baie dankie. En dan jy die saam met ons. Maar jy wil lekker sien. Daar staan broer byna agter na die deur se kant toe. As jy graag 'n lidmaat word van hierdie pragtige plek, dan selfs met hom die naam vra. Hy het vir klas 101 wat ons lidmaatskap klas en loopklas is. En ook klas 201 is ook beskikbaar. As jy graag wil groei en verder ontwikkel in jou geestelike lewe, sit jou naam op en groei saam en ontwikkel saam. Die Here seën jou. Baie dankie dat jy was. Baie dankie dat jy geskakel op Facebook. Saai gerus in die bediening en ek weet die Here sal jou seën. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees vir die gaan en bly totdat hy kom. Amen. Mag die Here seën jou. Moenie mis nie, dan ook vanaand. Maak ons weer so. God bless you. We love you.